Goeiemôre julle en baie welkom by vandag se Tekkiesdiens. Ek hoop die van julle wat verjaar het dit regtig geniet en ek hoop die van julle wat julle doop gevier het, was ook net weer eens herinner dat God ook in jou as kind werk. Ek wil so 1 of 2 afkondigings net vir ons uitlig. Onthou asseblief julle, ons kermis is die einde van die maand. Dis Vrydag die 30ste Mei en ons het nog baie hande nodig. Ons het nog skenkings ook nodig. Kyk asseblief op die website, daar's op die aankondigings, daar sal 'n lys wees, of as jy dalk nie heeltemal seker is nie, is jy welkom om die kerkkantoor ook te kontak. Maar al kan jy net kom en kom ondersteun en kom saam speel. Die kinders, daar gaan 'n lekker speelarea wees, daar's 'n klomp goed wat gaan gebeur. Soos altyd is dit 'n geleentheid wat ons nie wil mis nie. So onthou asseblief daarvan. Ek wil vra dat ons die oë sal toemaak en dan bid ons saam. Here, baie dankie. Dankie vir nog 'n week van u seën, van u genade. Here, dankie dat ons vanoggend weer uit die Bybel uit kan lees. Here, saam kan bid, saam kan vra, Here, na u wil in ons lewens. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie welkom vanoggend by ons. Mag u God se liefde, sy vrede en sy genade ook vanoggend saam as 'n gesin beleef. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker. Hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer
Jy kan ook vir die Here ook nou dankie sê, deur jou dankoffer op een van hierdie maniere te gee. Julle, ons is nog steeds besig met die boek Handelinge, en julle sal onthou, ons het verlede week gesê, dit is eintlik maklik om te onthou waaroor Handelinge gaan, want dit klink soos hande, né? So, dit gaan oor dit wat die kerk moes doen, om Jesus se opdrag, en dit wat hy vir hulle gegee het, en hoe hy gesê het hulle moet leef, om dit nou te gaan prakties doen, om dit te gaan uitleef, né? So, ons het laasweek het ons bietjie stilgestaan by daai wonderwerk van Petrus, en ons gaan nou weer vandag 'n storie van Petrus, maar is nogal 'n vreemderige storie, en ons gaan bietjie vanoggend daarna kyk. Maar voordat ons daar gaan begin lees, wil ek vir jou vra, watter vreemde koskombinasies eet julle daar in die huis? Gewoonlik ons ken mos nou koskombinasies soos ham en kaas, lekker toasted ham and cheese, nee, of macaroni and cheese, of spaghetti bolognese, curry en rys, vis en chips. Daai is die tipe goedes wat by mekaar pas, né? Maar wat dink julle van wortels met tomatiesous op? Dink julle dit gaan lekker wees? Of wat van miskien iets soos slap chips met 'n sjokoladesous op. Dink julle dit gaan lekker wees? Nee, so praat gaan met mekaar, wat is daar iets vreemds wat iemand in jou huis nogal eet wat jy dink, dis gross, dit gaan nie lekker wees nie. Nou julle, in die Joodse tradisie was daar 'n klomp reëls gewees, en spesifieke reëls wat gesê het, jy mag sekere kosse mag jy nie eet nie, want dit word as onrein beskou. Nou om onrein te wees, het beteken as jy daai kos eet, dan mag jy nie tempel toe gegaan het nie, jy mag nie in God se teenwoordigheid gewees het nie, jy moes jouself eers weer gaan reinig by die tempel of deur 'n priester, voordat jy weer godsdienstige goeders mag gedoen het. So, jy mag sekere kosse as 'n Jood glad nie geëet het nie. En dis 'n belangrike ding om te verstaan in die storie wat ons nou gaan lees, want ons lees van iemand wat baie honger was en wat 'n baie vreemde droom gehad het, of 'n visioen, ons noem dit, in die Bybel noem dit 'n visioen. En ons lees daarvan in Handelinge 11 van vers 1 af tot en met vers 18. Kom ons lees dit saam. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Hulle was kwaad vir hom, hulle was nie eintlik lus om met hom te praat nie. Hulle sê, jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het self saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het, het hy gesê. Ek het iets soos 'n groot doek, wat aan sy 4 punte neergelaat word, uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here, ek het nog nooit my mond aan iets gesit
wat onrein of onheilig is nie. 'n tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfdertyd het daar 3 mans wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. So julle hoor wat van Caesarea af gekom het, dit beteken hierdie manne was nie Joodse manne gewees nie. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet twyfel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle en ons het in Kornelius se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle, net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. So julle, wat gebeur in hierdie storie wat ons nou gelees het? Dit gaan oor Petrus. Onthou julle, wie's Petrus? Petrus, het ons laasweek van gelees, en toe hy vir Tabitha, toe hy gebid het en Tabitha toe uit die dood uit opgestaan het. Nou van die Joodse manne het vir Petrus aangekla, omdat hulle geglo het, hy kuier saam met mense wat onrein is, die verkeerde mense. Hy hang saam met die verkeerde mense uit. So in daai tyd, julle was daar baie reëls. Daar was reëls oor wat jy mag aantrek en wat jy nie mag aantrek nie. Daar was reëls wat jy mag eet en nie mag eet nie. Met wie jy mag praat, by wie se huis jy mag gaan kuier en by wie jy nie mag gaan kuier nie. Julle, daar was reëls vir alles. Om presies te wees, daar was 613 reëls. Yes. Ek wonder, hoe sal dit in jou huis wees as daar 613 reëls is? Daar's mos maar so 'n paar reëls, né? Jy moet daai tyd gaan slaap. En okay, daar's reëls by die skool ook, né? Jy mag nie jou hare op 'n sekere manier dra nie en jy moet op 'n sekere dag moet jy nou jou pak of jou baadjie met jou das aan, 'n ander dag moet dit nou. So daar's sekere reëls mos nou ook by die skool, jou naels moet geknip wees. En sulke tipe goeters, jou baard moet geskeer wees, sulke goed, né? Maar hulle het 613 reëls en wette gehad. Nou julle, dis verskriklik baie. Nou was daar leiers in die gemeente wat vir Petrus kom aankla het en gesê het, jy kuier by die verkeerde ouens. Jy is ongehoorsaam aan die reëls. Jy het saam met hulle geëet, jy het saam met hulle aan huis gegaan, jy mag nie daai goeters doen nie. En toe vertel Petrus vir hulle presies wat gebeur het. So Petrus vertel vir hulle, hy was besig om te bid, en toe het hy 'n droom gesien, en in die droom was daar klomp diere gewees, en ons hoor van wilde diere, en kruipende diere, en wilde voëls, en al die goeters, en toe het hy 'n stem gehoor wat sê, kom Petrus, jy kan maar van hulle almal eet. En Petrus, omdat hy 'n Jood was, en hy het geweet, hy mag sekere goedes nie eet nie, het gesê, maar nooit nie, ek sal dit nooit doen nie, dit is aan teen die reëls, dit mag nie gebeur nie. En toe gebeur dit 'n tweede keer, en Petrus dink by homself, maar wat gaan hier aan? Is ek nou verskriklik honger, of hoekom sien ek nou 'n tweede keer? Maar toe dit 'n derde keer gebeur het julle, toe weet Petrus, maar hier is iets baie belangriks besig om te gebeur. Want onthou julle, in Petrus se lewe gebeur alles mos in drie's, nê? Julle onthou, daar in die tuin van Getsemane, toe Jesus vir die disippels gesê het, julle moet asseblief vir my bid, dis vir my 'n moeilike tyd. Hoeveel keer het Petrus aan die slaap geraak? 3 keer, nê? Of toe Petrus gesê het, Here, ek sal u nooit verloon nie, hoeveel keer?
het hy vir Jesus verloon en toe die haan gekraai? Hy het hom 3 keer verloon, né? Of toe daar op die strand, nadat Jesus klaar uit die dood uit opgestaan het, toe was hulle mos nou besig om 'n visie te braai daar op die strand. Hoeveel keer het Jesus vir Petrus gevra, het jy my lief? 3 keer, né? So 3 keer ook hier sien Petrus hierdie droom, hierdie diere, en hy hoor 3 keer hierdie stem wat vir hom sê, jy mag maar daarvan eet. En toe kom daar mans, wat nie Jode is nie, en hulle wil ook hierdie boodskap, hierdie goeie nuus hoor van Jesus, wat ons kan red, en Jesus wat vir ons 'n nuwe lewe kan gee. En toe besef Petrus, maar God wil hê, hy moet die boodskap aan alle mense vertel. Nie net aan Joodse mense nie, maar almal moet weet dat Jesus die Here is, en almal moet weet dat God vir hulle lief is. Nou julle, wat beteken hierdie storie vir my en vir jou vandag? Het jy al gehoor, of het jy al gesien, dat mense vir ander lag, of mense ander judge, of mense kritiseer oor hoe hulle lyk, of oor hoe hulle optree, of oor wat hulle aantrek, of oor sekere gewoontes, of kulture wat hulle het, of tale wat hulle praat? Het jy al gehoor iemand sê vir daai een by die skool, kyk daai ou met die groot neus, hy het seker gisterand Pinocchio gekyk. Of kyk daai een met die rooi hare, daai meisie eet seker elke aand pampoen. Of kyk daai een met die groot ore, hulle het seker nie 'n wifi router by die huis nodig nie, hulle gebruik sommer daai ouetjie se ore. Of kyk hoe grou daai een in sy neus, kry hy nie genoeg diamante nie. Ons lag baie keer vir mense oor hoe hulle lyk, hoe hulle optree, wat hulle aantrek, of wat 'n kultuur hulle van kom, wat 'n taal hulle praat, hulle velkleur. So asof ons vir God wil sê, watter mense goed genoeg is om sy liefde te verdien. So asof ons sê, ons is beter as hulle. So asof ons sê, maar ons gaan die reëls maak vir wie is vir God aanvaarbaar en wie is nie vir God aanvaarbaar nie, nê? Natuurlik kan ons nie besluit wie is goed genoeg om Jesus se liefde te verdien nie. Jesus is lief vir alle mense. Nie net vir mense wat soos ek en jy is nie. Hy het almal gemaak. Hy het 9 maande van sy eie tyd spandeer om alle mense te vorm en te maak. Hy is lief vir hulle. Maak nie saak wat 'n taal hulle praat nie. Maak nie saak wat 'n velkleur hulle het nie, of hulle bruin, of wit, of swart, of geelerig is, of wat se kleur hulle ook al is nie. Maak nie saak wat se kultuur hulle vanaf kom nie. God is lief vir alle mense. So hoe kan ek en jy dan nou besluit wie ons gaan lief hê en wie ons nie gaan lief hê nie? Hoe kan ek en jy dan nou besluit wie is goed genoeg vir God en wie nie? Omdat hy lief is vir alle mense, julle beteken dit dat ek en jy ook lief moet wees vir alle mense. Dit beteken nie, hoor mooi, dit beteken nie dat ons nie mag hou partykeer van dit wat hulle doen nie. Nee, natuurlik doen mense en selfs ons doen baie verkeerde goeders. Maar dit beteken nog steeds, ons kan nog steeds lief wees vir mekaar. En ons kan nog steeds omgee vir mekaar. Omdat Jesus ons altyd lief sal hê. So julle, kom ons gaan wees en kom ons gaan wys die liefde van Jesus vir alle mense. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons liefhet net soos wat ons is. Dankie Here dat ons ook soos Petrus net weer kan kom hoor. Here, dat ons nie kan kies vir wie ons gaan lief hê nie. Dat ons nie kan kies en kan self besluit wie goed genoeg is vir U liefde nie. Maar Here, dat U vir almal kom kies het en dat U vir almal lief het. Here, en dit beteken dat ons ook ander mense
wat nie soos ons lyk en nie soos ons is nie, dat ons vir hulle ook moet omgee. Here, help ons asseblief daarmee. Dankie Here dat die boodskap, die goeie nuus van Jesus wat die wêreld kom red het en wat ons kom red het, Here, dat dit ook vir my is. Dat dit ook vir elkeen van ons is. Dankie dat U dit ook vandag weer vir my kom sê. U is lief vir my, net soos wat ek is. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Julle mag julle hierdie week ook gaan leef, met die wete dat Jesus vir jou lief is soos wat jy is, maar ook met die opdrag, dat jy ook nou ander moet gaan lief hê, soos wat Jesus vir hulle lief het. Amen. Sien julle volgende week.